Ons tema hierdie week is doen goed met andering. 'n Uitnodiging om weer te kyk na die mense wat op die rand van ons samelewing leef. Mense wat anders is as ek en jy. Mense wat dikwels misgekyk word. God se hart is vir die buitestander, vir diegene wat in ons woorde en taal nie inpas nie. Hy roep ons om mense in te sluit. Moenie die vreemdeling wat in jou land bly uitbuit nie. Hulle moet soos enigiemand anders behandel word en jy moet hulle lief hê soos jouself. Onthou dat julle ook vreemdelinge in Egipte was. Ek, die Here, is julle God. Dit staan in Levitikus 19:33 tot 43. Wanneer God vir Israel leer hoe om te leef as sy volk, is sy reëls eintlik vol verrassings. Hy sê nie net moenie steel of moenie leuns vertel nie, maar ook behandel vreemdelinge goed. Wees gasvry. Onthou dat julle ook eens vreemdelinge was. Onthou waar ek julle gekry het en hoe ek julle gehelp het. Dis 'n herinnering dat ons almal uit genade ingesluit is in God se koninkryk. As ek hierdie vers lees, sien ek 'n groot tafel voor my. Een met ekstra stoele. 'n Tafel waar almal welkom is. Dis hoe die koninkryk van God lyk. Nie 'n privaat fees met streng toegangsbeheer nie, maar 'n familieete waar selfs die onverwagses ingenooi word. Die beeld van 'n feesmaal is vir my so mooi, want God nooi ons, hy nooi ons elkeen om saam met hom aan tafel te kom sit, ook die vreemdeling. God se tafel is nie net vir die wat lyk en praat en dink soos ons nie, maar vir almal, vir elkeen wat anders is, vir elkeen wat die geleentheid soek om naby te kom aan God, vir elkeen wat ons kan die stoel vir elke iemand anders uittrek aan tafel. Miskien is die vreemdeling in jou lewe nie iemand uit 'n ander land nie, maar iemand wat net anders as jy voel of dink. Dalk is dit die stil persoon of dalk die buurvrou wat jy nog nooit leer ken het nie. Dalk is dit die jong mens wat skaam eenkant staan, daai persoon wat niemand regtig verstaan nie. Maar as ons eerlik is dit nie altyd maklik om ons tafels oop te maak en 'n stoel vir iemand anders uit te trek nie. Ons leef in 'n wêreld wat mense baie vinnig in groepe gedeel word, ons en hulle, binne of buite, in of uit. En soms doen ons dit sonder dat ons besef. Ons nooi mense wat soos ons lyk, dink, glo en leef, want is gemaklik. Dis veilig en is min moeite. Maar Jesus nooi ons om verder te gaan, om ruimte te maak vir ander. God se liefde vra van ons om raak te sien, om die stoel vir iemand uit te trek, sodat hulle ook by die tafel kan kom sit. Wanneer ons iemand intrek in gesprek, in gemeenskap, in vriendskap, dan leef ons prakties die evangelie uit en word ons geloof lewendig. Ons gee meer as net wat dit kos om geselskap te gee en menswaardigheid. Ons gee in liefde. In God se koninkryk is gasvryheid nie opsioneel nie. Dis heilig. Om iemand in te trek is soos om te sê, jy's deel van God se storie. Jesus het dit gedoen. Sy lewe was vol tafels, tafels saam met sondaars en tollenaars en buitestanders. Hy het die mense verander nie, hy het hulle genooi en gesê, kom sit saam met my aan tafel. Daar het die transformasie gebeur. Dit het eers daar het hulle harte en lewens verander. As ons Jesus volg, kan ons nie anders as om ook stoele uit te trek vir ander nie. God se herinnering aan Israel is steeds vir my en jou relevant vandag. Want hy sê, julle self was vreemdelinge, sê hy vir Israel. En ons almal was ook verlore, uitplak en afgesny. En God het ons ingenooi in sy huis in. Ons is deel van sy familie, nie omdat ons dit verdien het nie, of verdien nie, maar omdat hy goed is en was en nog altyd sal wees, omdat hy buitestanders innooi en sê, jy is nou deel van my familie. Wanneer ek en jy dit onthou, word dit moeiliker om hard en geslote te wees teenoor iemand anders. Jou eie verhaal word 'n uitnodiging om vir die ander dieselfde genade te wys as wat ek en jy ontvang het. Elke keer as jy vir iemand ruimte maak, weerspieël jy God se karakter. Dis geloof wat sigbaar word. Soos Levitikus sê, julle moet hom lief hê soos julle self. Nie net verdra nie, maar lief hê. Dis die soort liefde wat die wêreld verander. Een stoel,
een mens, een ete op 'n slag. So ek nooi jou vandag om iemand te identifiseer wat aan die buitekant staan. Hoe sal dit vir jou wees om daardie persoon te nader met 'n vriendelike woord, 'n glimlag, of dalk selfs 'n stoel aan jou tafel? Sal jy vandag vir iemand die stoel uittrek, soos hulle ook by die feesmaal kom aansit? Wie weet, dalk is dit presies ook waar jy vir Jesus gaan ontmoet, in daai gesprek met iemand anders. Kom ons bid saam. Here, U het my lief gehad toe ek nog 'n vreemdeling was. Help my om daardie liefde verder te dra. Heilige Gees, leer my om mense raak te sien wat nie tuis voel nie, en gee my die moed om hulle in te trek met oop hande, oop ore en 'n oop hart. Mag my lewe 'n tafel wees waar U liefde gedeel word. Amen.